daarop so. Maar in elk geval, anders, ons wil vir jou en Loekie, welkom hier vanaand groot tikkie. Ekskuus tog, dis groot tikkie, nie dikkie nie. Groot tikkie. Groot tikkie. Groot tikkie. Ja. Baie welkom hierso. En dankie dat julle tyd opgeoffer het om hier te wees vanaand om vir ons die woord te bring. Ek wil vir julle sê dat die afgelope aande van Sondag aand was ons net geseën gewees. Aand vir aand gewees. En ek glo dat vanaand ook nog 'n beter geseënde aand sal wees. Nie om die ander mense af te kraak of om te sê hulle was minder geseënd gewees. Maar op die einde van die dag, julle ouens wat so ver gery het om hier te kom, ons waardeer dit baie dankie. Dan ook vir elkeen van julle wat vanaand hier so sit, baie dankie. Ek sal later die telling vat van tussen die manne en die vrouens nie wat nie. Net voor daar vir Pieter, vrou Pieter, hoe gaan dit daar by die huis? Hoe gaan dit baie pyne, baie pyne. Alright, as julle enigstens vanaand op julle knie gaan, dra van Magda in julle gebede op, asseblief. En dan, wie anders het dit nog 'n versoek? Verdi wat op die pad, Verdi en sy seun, hè? Ja, die twee van hulle wat op die pad is om werk te gaan doen. So ons vra dat julle vir hulle ook aan 'n gebede opdra. Enige iemand anders? Tannie Babsie. Ja. Alright. Asseblief Tannie Babsie ook. Ons vra dat julle dan ook vir haar sal intree daarso in julle gebede asseblief. En op Sissie het môre eksamen skryf. Sissie. Ja. My sussie. Ja, jou sussie. Alicia. Okay. Alicia, ons gaan vir haar ook die gebede opdra. So nog iemand? Jan? Jou right? Meneer, jy daar agter die pa. Jou right? Pragtig. Ons ook geskryf met die eksamen. Anders skryf sy. Is sy besig nou? Meisie, baie sterkte, maar kom, ons dra haar ook in ons gebede op. En so ja, wie kan ek vra om te open vanaand? Hierso, mag ek vir jou vra? Asseblief, baie dankie. Goeienaand, Roma. Ik vraag dat ons die hoofd opweeg en onze oor te maken. Onze dierbare hemelse Vader, Heere, ons kom voor u troon van genade vanaand, Heere. Heere, ons wil vir u dankie kom sê dat u ons deur die dag gedraai het. Dankie, Heere, dat u onze besoekers ook gedraai het op die pad, Heere, tot hier vanaand. Ons bid, Heere, soos ons by mekaar gekom het hier vanaand, dat u verheerlik word deur alles wat u sal gedoen word vanaand. Heilige Gees, ons verwelkom u in ons midde, want die woord sê wat 2 of 3 vergader is, jy in die midde. Ons bid, Here, vir die lippe wat die woord sal bring. Mag u in jouself en mag u spreek. Heer, u is 'n gekiesde mondstuk vanaand, dat u met ons sal praat. Ek bid dat u ons ore sal oopmaak en ons harte sal voorberei vir u se woord. Baie dankie, Here, vir vanaand. Ons bid u seëning op die diens van vanaand in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie. Alright. Moes die reëling bietjie sing en dan anders die vloer is jou, dankie. Goeienaand allemaal, baie welkom hier so, vrede vir julle. Ja, ons gaan nou begin deur saam te sing. Bobby, wil jy ook kom saam speel? Amen. Oh, it is good night. Ek het nou so mooi 'n microfoon gevra om te praat. Al die jare het ek soms so gepraat. Maar nou is ek so bang die stemme raak weg, maar het klink vir my is te hard. Moet ek nie maar net so praat nie, dan gaan julle my hoor, moet ek hier praat. Okay, ek praat dan so.
wat 'n lekker begin om net hierdie getuienis uit ons harte uit te bely. Wat 'n vriend het ons in Jesus. En daarmee is ons dan gegroet vanaand. Wat 'n vriend het ons in Jesus en ons bely, Here Jesus, U is hier vanaand teenwoordig. U is hier teenwoordig. U is in ons harte, U is ons verlosser, U is ons saligmaker. Ons is lief vir U, ons het U oneindig lief. En wat ons nou kom doen, omdat ons U oneindig lief het, ons kom sê vir U, neem my lewe. Neem my lewe. Sê, Hemelse Vader, Seun en Heilige Gees, ek kom gee my. Ek vra dat U my lewe moet neem. Dan is hierdie visie en missie en droom van hierdie gemeente ons dat die Heilige Gees soos 'n brandende vuur moet word. En daarom vra ons vanaand die Gees van God, gee van my olie en my lampie. Ons sing dit so 2 keer deur. Give me all in my lamp, give me burning, burning, burning. Give me all in my lamp, I pray, I pray. Give me all in my lamp, give me burning, burning, burning. Give me burning till the break of day. Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. You sing,
net stil voor die Here. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanaand kan sê, give me all in my lamp. Keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. Dankie Vader dat ons vanaand vir U kan vra, asseblief Here, spreek nou ons as U kinders behoort, wat U vir ons as gemeente sê. Amen. Amen. Ek weet gewoonlik nooit waar ek die Bybel moet oopmaak nie. Dan sit ek so 'n rooi merkie en toe ek nou hier sit, toe sit ek gou die rooi merkie op 'n ander plek. Psalm 27 vers 8. Ek onthou wat U gesê het. Julle moet my kom dien. Ek is hier om U te dien, Here. Wil die gemeente nie daai laaste stukkie, almal wat die Gees van God op hierdie oomblik motiveer om dit saam te sê, dit saam te lees, hardop. Almal van u. Maar moenie dit doen as u nie deur die Gees regtig 'n dringendheid voel. Ek is hier om U te dien, Here. Nou u saam. Ek is hier om U te dien, Here. Hoe dien 'n mens die Here? Ek maar hier uit al. Ja. Ek weet ek beweeg altyd baie rond. So kom ek kyk maar so, ek kan 'n bietjie rond beweeg. Bietjie moeilik vir die skermies, maar ek beweeg maar baie rond. Ek is hier om U te dien, Here, maar hoe dien ek die Here? Jy weet, onmiddellik kan ons dink, maar as ons kerk toe gaan, dan dien ek die Here. Maar as ek kerk toe gaan, en ek gaan lees Jesaja 1, dan sê hy, wie het julle gevra om my voorbeelde te kom vertel? Ek kan ook dink, maar as ek preek, dan dien ek ons die Here. En dan kom die woord van God en hy sê, het ons in die naam het ons gepreek en ons het duiwels uitgedryf, sê die woord, Mattheus, ek het julle nooit geken. Dan dink ons, as ons getuienis lewer, dan sal ons die Here dien. Maar dan kom die woord en dan sê, toets elkeen wat getuienis lewer, in my woorde het gesê, in Johannes 4, kan jy gaan nalees, toets of dit van God kom. En so kan ons afbeweeg, moet ek offergawes gee, om die Here te dien. Nee, ek soek nie offergawes nie, ek soek barmhartigheid. En dan vra ons maar, wat moet ek doen om die Here te dien? Maar lag ons 'n klein bietjie op, as julle dit is, oor dit nie hou nie, want anders dan gaan my stem dalk hoor nie. Wat moet ons doen om die Here te dien? En dan moet ons die Bybel vat en begin blaai en kyk, maar wat vra God van die mens? Wanneer is dit, wanneer God met die mens se lewe tevrede is? Wanneer kom God en hy sê, maar nou doen jy iets waarvan ek hou? En dan blaai ons na 1 Timoteus 2 vers 3 en 4 toe. Ons kyk of ek dit nie groter Bybel kan kry, jammer julle. Seker baie onprofessioneel die afhaal van die bril en die rond blaaier uit. Maar kom ons kyk of ons kan kry. 1
Dis nog meer onprofessioneel. Kom ons los dit. Kom ons los die mic. Nee, dat is net korrek. 1 Timoteus 2 sê, so is dit goed en aangenaam vir ons verlosser, wat wil hê. Nou hoor u, nou is ons by 'n punt waar dit goed en aangenaam is vir God, ons verlosser. En alhoor hier's God tevrede. Wat wil hy? Wat wil hy? Dat alle mense tot die kennis van die waarheid kom en gered word. Dis die hart en die essensie van God. Dat mense tot die kennis en waarheid moet kom om gered te word. Geliefdes in die Here Jesus Christus, so as ons vanaand sê, maar ek wil die Here dien, dan is dit die wegtrekpunt om by God uit te kom in so 'n mate dat ek verstaan hoe dit werk om die waarheid en kennis by mense uit te bring sodat hulle gered kan. En om gered te word is die heel bottom line, die beginstap van jou pad is om by die wesenlike van die godsdienst dan uit te kom, Romeine 12 vers 1 tot 3. Wat sê, nou doen ek 'n beroep op julle broers, op die grond van die groot ontferming van God. Gee julleself. Gee jouself aan God as 'n lewende en 'n heilige offer wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan oor jy moet jouself gee. Kom ons vat dit net gou weer terug. Om God te kan dien, moet ek God behaag. Om God te behaag, moet ek, soos dit goed en aangenaam vir God is verlosser, wat wil hê? Dat mense tot die kennis van die waarheid moet kom en gered moet word. En om gered te word, moet ek myself gee. Nou, hoe gee mens jouself? Matteus verduidelik dit vir ons. Daar by Matteus 10 vers 37 en 38. As jy agter my wil aankom, moet jy jou kruis opneem en my volg. En dan moet ons onmiddellik sê, as ons dit sê, moet ons sê, kruis opneem en my volg, beteken nie, huis het sy kruis, ek moet hier op pakasie vat en nou met hierdie pakasie agter Jesus Christus aanstap nie. Dis nie wat dit beteken nie. Wat beteken kruis opneem? Die volgende vers, na vers ek dink dis vers 39, wat dit dan verduidelik, dat jy moet sterf. Nou, as iemand met 'n kruis in Jerusalem op sy rug gesien het, het dit een ding beteken, hy gaan sterf. Here God, ek wil U behaag, ek gee myself, ek neem my kruis op en ek sterf. En weet wat? Die wonderlike van iemand wat gesterf het in homself, dan bly daar niks meer van jou oor. En nou is dit verskriklik wonderlik, as daar niks meer van jou oorbly nie. Want weet jy wat? Al hierdie waarskuwings van die skrif, daar in die begin, het God mos lig en duisternis geskei. By Genesis, toe skei God lig en duisternis. En van die oomblik af wat lig en duisternis geskei is, was hierdie heeltyd hierdie geveg tussen lig en duisternis. Lig en duisternis het dan ook geraak die waarheid en die leuen. Die vader van die leuen, die Satan, die Jesus Christus, die koning van die waarheid. Ek het gekom om getuienis af te lê oor die waarheid, sê Jesus. So as dit hierdie twee pole, die waarheid en die leuen, die lig, die duisternis, wat dan ook in die Bybel verder geverwoord word met die goed en die kwaad. Ek wil die Here dien. Bottom line is, gee jouself. Sterf in jouself. Sterf totaal.
En dan kom ons by Galasiërs 2:20 wat sê, nou is dit nie meer jy wat leef, maar Christus wat deur jou leef. En die wonderlike van 'n in alle respek daarvan gesê en gepraat die van 'n dooi mens is, niks van hierdie duisternis se faktore, of wat jy dit ook al wil noem, het mos 'n hou vas op 'n dooi mens nie. Jy weet, kom ons praat 'n bietjie oor drankgebruik. Ek is al uit gemeentes uitgesit daaroor om ek oor drankgebruik praat. Hulle het my verbied om later te preek, want ek praat oor drankgebruik. Want weet wat? Weet wat? Drankgebruik is 'n ewel. Boetie en sussie, dis 'n ewel, dis 'n gemors in 'n mens se lewe. Wie hoekom suip mense? Spreuke sê vir ons. Waar Spreuke nou? Ek kan nie sien as ek die Bybel opsit nie, as ek hom afhaal kan ek ook nie sien. Ek kan nie sien. En nou sal julle sien, julle wat die Bybel ken, ek soek na 'n Spreuke hier in die Nuwe Testament. As hulle drink, dis Spreuke 30 vers 5. As hulle drink, vergeet hulle wat die wet bepaal. Onmiddellik, drink hulle, vergeet wat die wet bepaal. En laat hulle nie reg geskied aan die minder bevoorregtes nie. En dan kom hy en hy sê, waarvoor mag drank aangewend word? Gee drank aan die wat besig is om onder te gaan, laat die wat swaar ly drink, want as so 'n mens drink, vergeet hy van sy armoede en dink hy nie meer aan die moeilikheid. Jy sien, ek as kind van die Here, moet ek toelaat dat hierdie drank vir my so belangrik raak, dat ek daaraan vashou, in so 'n mate, dat ek van my armoede wil vergeet, en dat ek van my moeilikheid wil vergeet, en van alles wil vergeet, en dan, sommer van die wet ook vergeet, en van Christus vergeet. Jy sien, nou vat jy 'n drankbottel, en jy gaan sit hom op enige graf, en daai drank het geen houvas, op daai mense, en daai graf, en dis dood. Jy kan die mooiste kar, kan jy hier by die Soutpan, in alle respek en eerbied teenoor die mense wat geliefdes het wat daar begrawe is. Maar ek verwys nou na daai begrafplaas by die Soutpan. Jy kan enige mooi, lieflike kar daar gaan trek. Hy mense gaan hulle steur aan daai Porsche of Ferrari of Mercedes of wat jy dit ook al wil noem, val Marisa, gaan hulle steur aan. Dit is dood. En daarom, om die pad saam met Jesus Christus te begin stap, gee jouself, neem jou kruis op, en volg hom. Dis die begin, bottom line. En nou, as jy sterf het, en jy goed nie meer hou vas op jou nie, dan hierdie faktore, waarom sukkel ek vanaand? Faktore klink vir my so nie die regte woord nie. Maar hierdie elemente van die sondige praktyke van die duisternis, het dit geen effek, geen hou vas meer op jou lewe. Nou kan jy as vry verloste mens, kan jy uitkom by give me all and all. Want nou kom die gees van God oor my, want Handelinge 1 vers 8 sê ons, hy sal sy gees vir my gee en hy sal my nou 'n getuie begin maak. En nou getuig ek op 'n ander manier as iemand wat getuig net om die lief is vir sy eie stem. In alle respek teenoor alle getuie, mense wat getuienis lewer, né? Maar baie mense wil graag gesien wees as hulle getuig. Sê nie van julle nie. Praat oor die algemeen. Baie mense is lief vir hulle eie stem as dit kom by preek. Hou van my stem, en daarom sal ek so die goeders vat, en dan begin ek hulle weer van vooraf, en vat, want ek is lekker om te stil en praat, want het is lekker om as die mense hier sit te kyk. En wie wat is nog lekker, as ons hier klaar gepreek, en iemand kom en sê, jy het daar mooi gepreek. Mense, dis, ek wil amper sê, godslasterlik. Want,
In die eerste plek is dit nie jy wat 'n boodskap kan bring nie, dis net die Gees van God en die Gees van God alleen. Anders dan bring jy 'n mense klomp kennis waar ek persoonlik nie belangstel nie. Dis jammer. Predikers, as jy hier kom staan met 'n goed voorbereide ding wat jy baie goed oordink het, ek stel nie belang daarin nie, want ek wil hoor wat Christus Jesus sê. Hy is vir my belangrik, hy is as. Dis nog iets. Gaan gou weer vinnig na die drank ding verwys. As jy God vasvat met al twee hande, jy Jesus Christus vasvat met al twee hande onder leiding en die werking van die Heilige Gees, dan is daar nie 'n hand vir hierdie ander goeders. Is daar nie 'n hand. As jy 'n hand om 'n doppie te gooi nie. Die Bybel sê, ja. Nee, hy goed is wat verkeerd is, wat die Bybel sê wat verkeerd is, as jy 'n hand voor nie, en jy vat van God vas. Vat van God vas, vat hom vas. Wat gebeur as jou hand gegreep, daar het ek nou my gedagtes wat ek gehad het voor die tyd. Wat gebeur as jou hande se greep losraak van God? Wat gebeur? Wat het met Petrus gebeur, né? Hier kry hy die menslik onmoontlike reg om op die water te loop. Is golwe. Hy, daai besigheid was rof, daai see was rof. Hy swing, en dis nie net vir lekker soos op hierdie mat loop nie. Ek kan my dink hoe die golwe met Petrus te kere gegaan. Hy kry dit reg om op daardie water te loop. Hoekom? Hy sien Jesus, hy hou vas aan dit wat hy voor hom sien in sy gees. Sien Jesus. Maar toe hy rondkyk, jy sien hy los, hy rondkyk. Waar gaan hy? Goed jy sissie, jy gaan val, jy gaan hard val, jy gaan verdrink. Jesus Christus los. Slegte nuus, maar dis die ironie van die lewe. In hierdie lewe is daar een ding waarvan jy baie seker kan wees. Die lewe 70 of 80 jaar as jy baie sterk is, sê die woord. Kan bietjie ouer raak, bietjie jonger wees. Maar Jakobus 4 stel dit so mooi. Hy sê jy's 'n damp wat in 'n oomblik verskyn en sommer weer verby. Jy's op pad na jou graf toe. Jy kan nie daar verbykom. Ons drink bloeddrukpilletjies, ons drink hartpilletjies, ons drink die ding, ons drink daai ding, is probeer ons gesondheid na die beste van ons vermoë oppas, maar jy is binne die volgende 100 jaar nie meer hier. Waar is jy? Oor 100 jaar. Nou vra ek vanaand vir jou, en jy is deel van hierdie jou, né? Is al hierdie goedjies wat jou aandag aftrek van Jesus, is dit regtig die moeite werd? Is dit regtig die moeite werd? Geliefde in die Jesus Christus, terwyl ons so praat van 70 of 80 jaar as jy baie sterk is, dan sê die Psalm, dan sê dit daar verder, nee, die Psalm 90, en alles is maar eintlik net smart. Weet jy, en dan sien in my geestesoog 'n verband tussen die ballingskap wat die Israeliete gewees het, waarvan Jeremia 29 praat. En sien so 'n verband tussen daai 70 jaar van ballingskap wat dit met hulle sleg gegaan het. En dan sien ek hierdie mense lewe, hierdie my lewe. Want hierdie tyd op aarde
is eintlik maar amper soos 'n stuk ballingskap. En dan in hierdie ballingskap kom daar 'n profeet na vore. Ons is by die 70 jaar ballingskap van die Israeliete. En hy kom sê vir hulle, maar moenie worry nie. Oor 2 jaar gaan ek hierdie ballingskap gaan die Here God dit heeltemal ophef. Die valse profeet Hananja. Jeremia 29 kan u tot 28 dae kan u dit gaan lees. En nou, terwyl hy sê, maar die Here God gaan dit ophef, kom hy by Jeremia, en Jeremia het so houtjuk gedra om te wys van hierdie ballingskap wat so druk op die mens. En hy kom, en hy Hananja vat daai houtjuk en hy breek hom so stuk en hy gooi hom en sê, die Here God gaan dit ophef. Jeremia sê, ek wil dit ook graag so hê. Maar ek weet nie of dit mag dit wel so wees, maar ek weet. Geliefdes in Here Jesus Christus, u ken die geskiedenis miskien van wat toe gebeur het. Dit het die ore gestreel van die mens, want dink net, hierdie ballingskap gaan opgehef word. En ek kan vanaand vir u sê, as u kind van God is, kan dit net met u goed gaan, en hierdie ballingskap, hierdie sware moeite van hierdie lewe gaan opgehef word. Maar dit was 'n leuen, want dit het nie gebeur. Inteendeel, sê die Here God, nou gaan julle ysterjukke dra. Ek is vanaand onder baie groot druk, kan ek amper sê, om vir u net iets moois in die ore te kom streel. Vir jou sê, ag, dis alright, dis reg, dis moenie worry nie. Geniet net hierdie, kom ons sing, ons dans, ons gaan net lekker aan. Maar ek is bang, ek lieg vir u. My kind van Godskap vra 'n prys. Vra 'n prys. Hy vra die prys van, ek moet al 2 hande vat en vashou. Jy sien, boetie en sussie, maar in die 7de maand van daardie jaar, het Hananja, wat hierdie voorspoed kom aankondig het, gesterf, want hy het gelieg. En toe het die volk van God ysterjukke moes dra. Ek het vanaand goeders gekom sê het, wat ek nie van die gees van God gekry het nie, wat mooi geklink het op jou oor. Maar ek kan. Wat ek wel kan doen is, om te blaai na Jeremia 29 toe. En daar kom God, en in hierdie ballingskap, maak hy hierdie aankondiging deur sy profeet. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teenspoed. Ek wil vir julle toekoms gee, verwagting, dan sal julle my aanroep en tot my kom bid, en ek sal vir julle gebede verhoor. Julle sal na my wil vra, met julle hele hart, en julle vra na my wil, en julle sal my wil ken, as julle met julle hele hart daarna vra. Julle sal my kom ontmoet, sê die Here, en ek sal julle terugbring op die ballingskap. Ek gee vir julle toekoms en verwagting. Juist vanaand in hierdie menslike liggaam. Juist vanaand in hierdie wêreld vol onvolmaaktheid. Maar God sê, as jy my vashou met albei hande, gaan ek vir jou toekoms gee, ek gaan vir jou verwagting gee. Ek gaan vir jou my gees gee. My gees sal jou lei en jou bewaar. En jou getuie maak tot aan die uitroep van die ander. Geliefdes in Here Jesus Christus. Wat is my en jou keuse vanaand? As God vir ons sê,
in jouself. Dat die Heilige Gees jou deelagtig kan raak. En begin lewe. 'n Lewe van 'n oorwinning. 'n Lewe van oorvloed. Los al hierdie ander nannetjies en goedertjies. Vergeet daarvan. Dit gaan vir jou nêrens bring. Vergeet hierdie strewe na geld, materie, drank, wat ook al man. Vergeet dit. Van Jesus. En hy sal beywer jou vir sy koninkryk en hy sal vir jou sorg. Hy sal vir jou dra. Hy sal vir jou die verlosser wees, wat jou sal vrymaak van alles wat jy kan bind. Hy gee vir jou verwagting. Hy gee vir jou verwagting, 'n lewe wat jy kan leef. Ten spyte van die swaar en die teenspoed. Ten spyte van die realiteit van dat die lewe nog steeds golwe het, soos die golwe van die see. Maar jou uitkyk daarop sal so anders wees, want jy sal net gefokus bly op Jesus. Amen. Amen. Liefdes in die Here Jesus Christus, vanaand doen ons dit so klein bietjie anders. Kom ons gee geleentheid om die Here te vereer dan vanaand met gebed. U kan hardop voorgaan. Ja, dierbare Vader, U is die een wat vir ons sê, dat U sluimer of slaap nooit nie. U is altyd aan diens vir ons. Altyd bereid om ons te help en te lei. En dankie Vader dat U elke dag kom en dat U klop aan die deur van ons hart. Al wat U vir ons vra is, sien jy my as ek klop en hoor jy my? Want ek wil inkom en vandag saam met jou wees. Help ons Vader asseblief dat ons sal hoor en sal sien dat ons U in vreugde kan geniet, Vader, en dat ons verheerlik kan word deur U teenwoordigheid in ons lewe. Ek bid en ek vra dit in die dierbare, lieflike heilige naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. 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 Here, ons wil kom stil raak voor U vanaand.
Here, en ons wil inneem elke woord wat Hannes nou gespreek het, wat U deur hom gespreek het, Here. En ek wil vra, Here, dat die wat U weet, wat nog nie hierdie pad saam met U loop nie, Here, of die wat saam met U hierdie pad loop, wat moeg geraak het. Vader, dat U sal kom en hulle sal aanraak in die naam van Jesus. Here, en maak ons oë oop om te sien daar waar iemand dit swaar of moeilik het. En ek wil vra, stort U Gees op ons uit vanaand, Here. Stort U Gees op ons uit. Ons het U so ongelooflik baie nodig. Ons weet, Here, ons het besef dat ons kan niks doen sonder U nie. Geen gebed, geen preek, niks, Here, as U nie beweeg nie, beteken dit niks, nie musiek nie, nie 'n gebed nie, niks nie. Vader, ek bid, Here, ek smeek U, my God, vir elke hart wat oopgaan vanaand, weet ek, U staan reg. U staan reg om in te kom. Here, ek wil vra dat elkeen van ons net sal stil raak vir 'n oomblik en sal vra, Here, deursoek en ondersoek my. En wys my, Here, daar waar daar dinge verkeerd is in ons lewe. Ons so vinnig pinpoint, my God. Maar wat ons nie na onsself sal kyk en sê, Here, daar was ek verkeerd. Dit was 'n moeilike week, Here. Dit is nog steeds 'n moeilike week vir my, maar my vertroue is in U. My vertroue bly in U en my oë bly op U. En ek bid dit, Here, vir elkeen vanaand wat dit moeilik en swaar kry, Here. Ek bid, my God, dat ons op 'n punt sal kom dat ons U sal vertrou in alles wat gebeur om ons. Soos Hannes gesê het, ons al twee hande, Here, op U woord, met al twee oë gefokus op U. Ek kom en ek bid vir hierdie gemeente, Here. Ek bid vir elkeen wat nog elke keer opgekom het, Here. Ek bid vir die wat dit nie kon maak vanaand, Here. Wat 'n begeerte en 'n honger het na U, Here. Ek vra, Here, stort U Gees op ons uit, elke dag opnuut, 'n nuwe salwing. En ek loof U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Amen. Hemelse Here, ons het hierdie begeerte om U te dien. Vader, ons het regtig 'n begeerte om U te dien. Want ons wil ook, soos die disippels sê, na wie toe sal ons omdraai? Waarheen sal ons gaan, Here? Daar bly net mooi niks oor. Want Vader, ons kan vanaand so verskriklik selfversekerd wees dat ons sê, maar ek lag vir dit wat gesê is. Ek lag vir U woord. Ons lag hierdie Christendom-storie af. Dit kan die wêreld sê. Maar stappie vir stappie, tikkie vir tikkie, gee die sekonde wyster van 'n horlosie 'n vorentoe passie wat op een ding dui. Ek is nader en nader en nader, tree vir tree op pad na die troon van God. Want so waar as ek lewe, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely dat ek God is. Dit maak nie saak hoe die mens probeer stoei en spook en spartel om weg te kom van God nie. Hy's op pad na hierdie oomblik wat hy sal moet rekenskap gee. Gees van God, dankie dat U soos 'n wolkkolom en 'n vuurkolom dag en nag ons oppas en ons ontvou en ons dra. Dankie, Here. Vanaand, as ons besef, maar ek moet die eie ek gaan aflê, ek moet sterf. Ek moet al hierdie goedjies wat tot hier waar ek vanaand in hierdie kerkgebou sit of staan nog vir my kosbaar was, moet ek gaan neerlê.
moet dit gaan oorgee, weggee, afgee. Want Jesus, U soek onverdeelde trou. Ja. U soek die Gees van God, U soek die ereplek in ons lewe. U is nie daar vir kompetisie om net as deel van 'n pakket in die mense lewe te wees nie. U soek die totale koningskapplek. En daarom, my Vader, Seun en Heilige Gees, kom buig ons vanaand voor U en ons sê, neem my lewe. Dankie vir 'n vriend in Jesus. Give me all in my life. Give me burn. Asseblief, Here. Amen. Amen. Geliefdes in die Here Jesus Christus, nou is daar 'n baie moeilike vraag. Is hier iemand vanaand by hierdie geleentheid wat voel, as ons nou so 'n paar sekondes stilte gaan gee en weer ons oë toe gaan maak, maar my verhouding met God is nie reg nie, daar's iets wat nie lekker is. Ek wil net, daar's iets wat nie lekker is nie, ek wil net 'n bietjie assistance hê, as ek die Engelse woord kan. Dis intercessors glo wat U kan help. Dis mense wat onder leiding van die Gees gereed staan. Kom ons het alreeds in die gebede daarin geraak, maar kom ons gee nog so 'n paar sekondes, wat ek net sit en sê, maar is ek okay? Wil ek okay wees? Wil ek regtig waar hierdie pad saam met Jesus Christus stap? Of kies ek vanaand nou thanks? Maak toe jou oë, mense kind, en dank. As jy voel, jy moet by iemand net uitkom wat jou kan help, of iemand wat net vir jou kan bid, iemand wat net sy hande op jou kan lê, staan op en beweeg na die badkamer deel. Is daar iemand? As jy vanaand hierdie kans by jou laat verbygaan, onthou, dit was jou keuse. Amen. Amen. Watter liedjie kan ons sing?
ek weet nie Kobus, sal jy nader my God dink jy miskien hè? Ja, jou Rabo is mooi. Pastoor Willem, kan ons gou almal uitkom uit die stoel uit, dan kom ons maak hier so 'n kring, en ons vat mekaar lekker vas as teken van broer en susterskap, ons vat mekaar se hande, en ons spreek die seëning. Amen. So. Vader, mag ons altyd u liefde en u vreugde en u blydskap ervaar met Here. Hier waar ons amper hierdie week afsluit in u naam. Mag ons nooit vergeet waaroor dit gaan nie met God. Dat u trooster gestuur het vir ons Here om 'n nuwe lewe te begin. 'n Lewe saam met u Here. U trooster wat vir ons leiding gee, u wat vir ons die wysheid en die kennis gee, u wat die lig op ons pad is.
Dankie o Trooster dat U vir ons gereed maak vir daardie groot dag as Jesus kom op die wolke om sy bruid te kom maak. Dankie dat U besig is om die bruidegom gereed te maak. Of die bruid gereed te maak vir die bruidegom. Dankie o Heilige Gees dat die inspraak wat U in ons lewe gee, so tot voordeel van onsself sal wees. Here, en ons so in ons binnekant so sal vernuwe dat ons God net wil verheerlik elke oomblik. Dankie o Heilige Gees dat U werklik daar is om God se liefde en God se hart en die diepere kennis van God se lewe in ons bekend te maak. Dankie dat ons lewens kan verander as gevolg daarvan. Dankie dat ons harte kan vernuwe as gevolg daarvan. Ons denkwyse kan vernuwe en dat ons kan begin bedink die dinge wat daarbo is en nie meer wat hieronder is. Dat ons sal besef, Here, dat ons maar net tentwonings hier is. En dat ons maar net in hierdie tente woon, Here, dat daar 'n onskatbare groot waarde binne in hierdie tent is, in hierdie erdekruik, en dat ons 'n verantwoordelikheid het om hierdie erdekruik op te pas. Want dit wat daar binnekant is van onskatbare waarde en ons kan nie daar sonder lewe nie, Here. Ons kan nie voortbestaan sonder U, o Heilige Gees. Dankie dat ons vanaand met vrede en vreugde in ons harte kan uitstap hier en kan weet, Here, dat U was hier vanaand. Dankie o Heilige Gees vir U teenwoordigheid. Dankie o Heilige Gees dat U vanaand die een is wat harte en hier deursoek, gedagtes deursoek en weer kom wakker maak in ons en laat besef, is jy gereed om Jesus op die wolke tegemoet te gaan. Dankie Here. Dankie vir elke prediker wat sover hier was. En alles is dit hoe klein, hoe kosbaar, Here, wat kom afgegee aan die Here op U wat U op hulle harte gelê het. En daarom vra ons U seën op elkeen van ons en elkeen wat hier gewees het. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Ek is hier om die Here te dien. Amen. Baie dankie, pastor. Yes.
Is het gewoon op de wolken? Of gaan we terug? In je rol. En ik gaan I've decided to follow Jesus. Ja. Christine, dat is voor jou, Mike, hoor. Baie